As julle vas, moet julle nie soos skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte sodat die mense kan sien dat hulle vas. Dit verseker ek julle. Hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy vas, versorg jou hare en was jou gesig, sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader, wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Om te eet of nie te eet nie. Wat mag jy eet en wat mag jy nie eet nie? Wanneer moet jy eet? Hoe laat moet jy eet? Wat is die proteïeninhoud van jou ete? Nee, stop, u is nie by een of ander dieetkanaal vanoggend nie. U is ingeskakel by Lydensweg wat ons saam stap en vanoggend by die derde aspek, die derde gewoonte van hierdie geloofsreis saam met mekaar wil deel. Baie welkom by hierdie derde gewoonte. U kan gaan terugblaai en dan sal u sien ons het al stilgestaan by gebed. Ons het ook stilgestaan die afgelope 2 weke by stilte tyd of afsondering. Dis als gewoontes wat ons vir mekaar wil help onthou om aan te kweek en wat deel moet word van ons geloofsreis. Dit moet maar sommer net iets wees wat ons in lydendtyd spesiaal doen nie, maar dit moet iets wees wat ons vir die res van ons lewe 'n gewoonte wil maak. En vandag dan om te vas. Dalk het u groot geword met die gewoonte van vas. Dalk is u heeltemal vertroud om op gereelde basis te vas. Dalk het u nog nooit gevas nie, dalk ken u dit nie, dalk het u nog nooit eers dit oorweeg om te vas nie. Ons het sopas 'n paar dae gelede gehoor dat die moslim geloof het Ramadan gehad en hulle het vir daardie maand gevas. En dit bring die vraag by 'n mens op, is vas dan nou Bybels? Moet gelowiges vas? Is dit verpligtend? Hoe moet gelowiges dit doen as dit Bybels is? En dit is wat ons dan met mekaar vandag wil deel. Die aspekte van vas. Ons sien vanuit die Ou Testament uit. Daar Adam, Methuselah, Noag, die ou geloofsvaders Abraham, Isak, Jakob. Ons sien nêrens dat hulle gevas het nie. Ons lees nie dit raak nie. Ons sien ook nie dat dit in die wette gegee is wat Moses ontvang het in Eksodus 20 nie. Ons sien wel dat Moses ook voor die tyd vir 40 dae gevas het voor die tyd. Maar dit is geen verpligting in die wette nie. Ons sien in die Ou Testament heidene wat gevas het, ons sien gelowiges wat gevas het. Van die bekendste heidene is koning Darius wat gevas het, of die koning van Nineve, toe aangekondig is dat sy stad vernietig gaan word, of die matrose, toe Paulus gevlug het hulle gevas. En nie een van hulle was gelowiges nie, hulle het bekend gestaan as heidene, ongelowiges. So, vas is iets wat gelowiges en ongelowiges oor eeue doen, vanuit die Bybelse tyd uit. Bekende gelowiges wat dit in die Ou Testament gedoen het, was koning Dawid, die bekende psalmdigter. Hy het gevas. Koning Josafat, hy het gevas. Die Israeliete self het gevas. Daartoe hulle in ballingskap moet vertrek. Ons sien telke male sien ons voorbeelde. In die Nuwe Testament seker die bekendste voorbeeld. Jesus, aan die begin van sy bediening, het hy hom gaan afsonder, stil geword en het gevas vir 40 dae. Dis seker een van die bekendste voorbeelde in die Nuwe Testament van vas. Nou kom Matteus 6 en hy gee vir ons so kort aanduiding iets van vas. Maar wat belangrik is die plasing van Matteus 6, die gedeelte wat ons vanoggend gelees het. Dit volg direk nadat Jesus sy disippels geleer het oor die Onse Vader, die gebed. Mense kon vra, maar wanneer moet 'n mens dan vas? As ons dan hoor, dit is Jesus se riglyne rondom gebed, wat hy sê oor gebed en hoe die disippels moet bid van gebed, of voorbeelde van hoe hulle kan bid. Wanneer moet mense dan vas? En dit is wat Jesus hier ook vir hulle sê. Onthou as julle vas, dis nie iets wat aangekondig word nie. Dis nie iets wat op Facebook blaaie geplaas word. Dis nie iets wat op die voorblaaie van koerante gesit word nie. Dis nie dat jy met suur gesig moet rondloop en almal moet nou weet, jy is nou in 'n vas tydperk. Hy sê, jy moet reeds dit op so 'n wyse doen, dat niemand eintlik basies dit agterkom nie.
want dit gaan oor die verhouding tussen jou en God. Dit gaan oor die verhouding tussen jou en jou Vader, en dat jy met jou Vader in gesprek tree. Hoe kan ons vir mekaar verduidelik wat is vas? Die Hebreëse woord vir vas is chom, en dit beteken letterlik om nie te eet nie. Die Griekse woord is nesteia, en nesteia is om op te hou eet. Dit is iets daarvan wat ons in hierdie twee begrippe, in die Hebreëse begrip en in die Griekse begrip hoor, wat sê, dit het te doen daarmee dat ons die vleeslike deel, dit wat jou vleeslike behoefte is, dit wat jou kernbehoefte is om te eet en te drink, dat jy dit onderworpe stel, daardie vleeslikheid onderworpe stel aan God, en vir daardie tyd van jou lewe, dit so intens ervaar en so beleef, dat jy nie anders kan as om sy wil en sy teenwoordigheid te soek nie. Gestel byvoorbeeld, jy werk by 'n maatskappy en die bestuurende direkteur roep jou op 'n dag in, sê ons het 'n baie belangrike saak om te bespreek, ek en jy. En die bestuurende direkteur gee vir sy sekretaresse opdrag en sê vir haar, weet jy, vir die volgende 15-20 minute wil ek asseblief niks gesteer word nie. Ek wil nie telefoonoproepe ontvang nie, geen besoekers nie, ek wil asseblief hierdie in privaatheid doen. Vir daardie 15-20 minute word dan verwag dat jy sal fokus in daardie gesprek oor hierdie belangrike saak waaroor dit gaan. Dat jy vir daardie oomblik sal vergeet van jou vriende en plesier en dinge wat nog wag en moet kom en beplannings en al hierdie dinge wat deur jou kop haal, daardie program wat so heeltyd deur mense gedagtes maal. Want jy is nou in gesprek met die bestuurende direkteur, werkgewer tot werknemer. Nou dis 'n bietjie van 'n ander verhouding, dis nie werkgewer tot werknemer nie, maar dis iets daarvan wat God ook sê, maar wanneer jy vas, dan is dit 'n tyd wat jy afsonder, wanneer jy op so 'n wyse afsonder, dat ek en jy nader kom aan mekaar. Die vraag is, hoekom sal ons dan vas? Hoekom sal 'n mens vas? Wat sal die rede wees? Ons sien vanuit die Ou Testament en die Nuwe Testament, is daar verskillende redes hoekom mense gevas het. Soms was dit om werklik te vra oor 'n belangrike saak, Here lei ons, Here gee vir ons daardie kragtige leiding, hoe ons hierdie besluit moet neem, op watter wyse ons hierdie besluit moet neem. Soms was dit om 'n gewoonte of 'n sonde wat met jou saamgekom het te breek. Te sê maar, dis 'n breek van 'n sekere aangeleerde gedrag, en daarvoor was 'n tydperk van vas nodig om te sê, maar God gaan my help, en ek en God is in gesprek met mekaar, 'n intense gesprek, waarin ek dit fisies aan my lyf voel. Onthou, die Here gee geensins 'n verpligting nie. Hy sê nie jy moet dit doen nie. Hy sê wanneer jy my aangesig soek, dan is dit ook een van die gewoontes wat jou kan help, soos wat gebed, stilwordtye, afsondering, is vas ook een van die maniere wat ons ook vra, Here, help vir ons om u wil te leer. Wanneer daar keuses gemaak moet word, wanneer daar rou is oor iets, wanneer jy rou oor besluite, oor dinge wat aan die gang is, dalk in jou gemeenskap, in die land, dan rou jy. Ons sien dat in die Ou Testament van die gebruike was, hulle het hulle klere geskeur, hulle het as oor hulle uitgegooi, en hulle het gevas. En daardeur het hulle aangesig voor God gesoek en gesê, Here, ons het u werklik nodig. Ons kan nie sonder u nie. In Matteus 9 staan die volgende woorde. Die bruilofsgaste kan tog nie treur terwyl die bruidegom by hulle is nie. Maar daar kom 'n tyd wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word, en dan sal hulle vas. Dis 'n manier waarop Jesus ook hier praat, en hy sê, maar daar is 2 dinge wat julle moet onthou, wanneer julle vas. Behalwe hierdie wat in Matteus 6 staan, sê, dit gaan oor die verhouding, dit gaan daaroor dat jy graag die aangesig van God soek, en daarom nie om 'n indruk by mense te maak, of dit as 'n prestasie beskou, of sien dis 'n makliker weg hemel toe, of jy kry dalk 'n paar geestelike punte op hierdie pad nie, en dit kan dalk afgemerk word dat jy so 'n bietjie van 'n
in 'n beter kategorie val nie. Nee. Jesus sê vir hulle hier, weet jy wat? Soms treur jy. Dis dalk die rede hoekom jy dalk ook vas. Soms het jy berou, soms rou jy oor sekere dinge. En dan sê hy 'n tweede ding, hy sê, dit moenie 'n gewoonte raak nie. Dit moenie sommer maar net iets wees wat jy dink, ag wie, dit is maar 'n ritme, ons doen dit elke Vrydag, vas ons, dit is maar net so een van die ritmes waarna ons gekom het, of elke einde van die maand dan vas ons, of dit is nou weer tyd dat ons dit moet doen nie. Daar is seker nie iets verkeerd daarin nie, maar dit kan dalk maar net nog in gebruik raak. Dit kan maar net nog 'n gewoonte raak. Die Here plaas 'n groot klem daarop, en sê maar, vas en gebed, vas en stil word, vas en afsondering, gaan hand met mekaar. Dis soos al die munt met twee kante. Jy kan nie vas sonder gebed nie. Jy kan nie sê, ek gaan nou maar net vas en kyk wat hier uitkom nie. Want dan doen jy niks anders as om dieet te volg nie. Want ek weet, dit is maar wat jy dan doen. Dis jou motivering. Jy wil dalk maar net gesond lewe, dalk sommer net jou liggaam weer reinig en van alle gifstowwe reinig of iets van daardie aard. Die Here sê nee. Dis nie 'n dieet wat jy volg nie. Dis die verskil. Vas gaan gepaard met gebed, met werklik waar my aangesig soek, met die oordeenking van sy skrif in dit alles. En dit beteken nie, mens moet dit nie ander tye van die jaar doen nie. Dit beteken nie, ons moet nie dit ook deel van ons gewoonte wees om elke dag sy geestelike voedsel te eet nie. Ons besef net dat die Here hierdie gewoonte van vas gee om vir ons ook in 'n denkrigting te help. Dat hierdie gewoonte gaan vir ons help wanneer ons by struikelblokke, by besluitnemings, om tot sy wil te leef, om nuwe uitdagings, daardie groot momente, om dit waarlik waar te soek en hom te eer in dit alles. Broer en suster, weet jy, ek weet van gemeentes wat al as 'n gemeente gevas het. Ek sê maar, hulle staan op 'n kruispunt, hulle moet besluit oor belangrike sake, een of ander belangrike saak. En dan het hulle die mense, sonder om 'n verpligting op mense te plaas, maar van die gemeente gesê, maar kom ons vas vir die volgende 2-3 dae. En met daardie vas het hulle bedoel, jy drink dalk net water deur die dag, en vanaand eet jy iets, of jy doen dalk 'n Daniels vas, wat jy soos wat die Daniel en sy vriende geëet het, sê, gee net vir ons groente en water om te eet, ons wil nie daardie etes eet wat by die paleis bedien word nie. Dit hang ons nou maar van mens tot mens af, en dit hang ook af van jou gesondheid. Laat jou gesondheid dit toe om te kan vas. Daar is sekere mense wat dit nie moet waag om te vas weens hulle gesondheidsredes nie. So daarom dat die Here dit nie as 'n vereiste of 'n verpligting plaas nie. Hy sê net, dit is een van die gewoontes wat ons dalk kan help op 'n manier. En dalk moet ons ook uit die boks uit dink. Dalk moet ons ook nie dink, sê maar, ons hoor oor die etes, maar beteken dit iemand wat nou nie weens gesondheidsredes nou nie kan vas en sonder kos bly vir 'n tydperk, dat daardie persoon nie kan vas nie. Natuurlik, daardie persoon kan weer op 'n ander manier vas. Dalk is dit 'n vas van sosiale media af. Dalk is dit iets wat jy van jou moet onttrek, sodat dit kan dien as 'n offer. Want jy kan self sê, maar weet jy, ek gee iets prys. Nie om te sê, ek wil 'n binnebaan hê van God se genade nie, maar dat jy dit werklik aan jou lyf kan voel. Dat jy wil voel, wie, ek wil nou die foon optel en ek moet sonder dit klaarkom. Net soos wat jy wou geëet het en jy moet sonder dit klaarkom, want daar's 'n rede voor. Jy soek God se aangesig. So kan 'n mens dalk op 'n ander manier ook vas. En dit hang van mens tot mens af. En dit hang van die reis waarop jy is en die geloofsaspekte waarop jy is. Dit hang als daarvan af. Ek het nou die dag so gesit te kyk. Mens blaai mos soms so deur YouTube of deur die TV-kanale. En ek kom toe daar af op een van die besprekings van die parlement wat in sitting is. Totale chaos, totale disrespek. Dit is meer 'n barbaarse manier van kommunikeer. Die een val die ander een in die rede, die een skree op die ander een, die een praat, die een maak hierdie opmerking. Prinsesig, dit is nie hoe gelowiges doen nie. Dit is nie hoe die kerk van Christus hier op aarde doen nie. Wanneer ons besluite neem, wanneer ons keuses maak, wanneer ons voor uitdagings staan, dan soek ons die aangesig van God. Dan soek ons dit, dat ons dit saam met ons medegelowiges soek. Dan wil ons graag saam met ons medegelowiges hierdie pad stap.
Dan wil ons graag saam met ons medegelowiges ontdek, waarmee is God alreeds besig? En wat gaan God nog verder vir ons wys? Dalk is dit 'n tyd in ons land, dat ons, by wyse van spreke, ons klere moet skree en as oor ons koppe uitgooi, en eerder 'n dag van vas aankondig, as wat ons iets anders te doen, en ander vakansie daar benut. En dit is wat lydenstyd vir ons oproep, om te sê, kom ons stap hierdie pad, na Paasnaweek. Daardie groot gebeurtenis, van hierdie Jesus, wat alles kan kom verander. Hierdie Jesus wat vir jou kan rigting gee in jou lewe. Hierdie Jesus wat vir jou kan help om daardie ding waarmee jy worstel, dit te oorwin. Hierdie Jesus wat vir jou wil nuwe energie gee vir die pad vorentoe. Hierdie Jesus wat vir jou in gebed, in afsondering en met vasdalk 'n nuwe weg wil wys. William Shakespeare in sy bekende Hamlet sê die woorde to be or not to be. Om te vas of nie te vas nie. 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, of julle eet en of julle drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Mag u gelei word in u persoonlike reis om alles tot eer van God te doen. Ons gaan die bekende gebed, wat jy al baie keer gehoor het, maar vanmôre weer saam bid. Die gebed wat Franciscus van Assisi geskryf het. Here, maak my 'n instrument van u vrede. Waar daar haat is, laat my liefde bring. Waar daar 'n wond is, heling. Waar daar twyfel is, geloof. Waar daar wanhoop is, hoop. Waar daar duisternis is, lig. Waar daar droefheid is, vreugde. O Heilige Meester, gee dat ek, in plaas daarvan om vertroosting te soek, ander sal vertroos. Om begrip te hê, as om begryp te word. Om liefde te gee, as om bemin te word. Want deur te gee ontvang ons. Deur te vergewe word ons vergewe. En deur te sterwe word ons gebore tot 'n ewige lewe. Broers en susters, gaan vandag uit. Stap die pad. Leef die lewe wat u wil leef en wat God wil hê u moet leef tot eer van God. Amen.